As jong aktrise in die laat 60er jare en selfs in die 70er jare, was ek omring deur vreeslike flamboyante mense wat groter as die lewe was en wat 'n eie soortige taal gepraat het. 'n Taal wat bitter amusant was en waar ons lekker gelag het. Dit was 'n taal wat deur die gay gemeenskap gepraat is en hulle het dit Gael genoem. En dit het meestal bestaan uit vrouename. Ons sal later uitvind hoe dit werk. Maar dit het ontstaan as 'n skindertaal. Die oorsprong was heel waarskynlik gewees in Suid-Afrika, in Distrik 6, in die 60er jare, en dan later uitgesprei na die res van die land toe. Dis 'n ongelooflike interessante taal vir my, want dit was nie net 'n skindertaal nie. Dit was ook 'n taal vir oorlewing, want daar was baie klopjagte uitgevoer op gay kroe, op gay nagklubs, en dan kon die gay gemeenskap mekaar waarsku, byvoorbeeld deur te sê, Priscilla op jou regterhand, en dit beteken polisie, want daar was dikwels polisie wat in gewone klere opgedaag het by die plekke. Maar kom ons hoor self, by die wonderlike flamboyante gay gemeenskap, hoe hulle taal klink. Ek in die winkel kom eendag, toe sê my een van Rashad, Bernie, en Bernie sê wat? En Rashad sê, dis dame Olive Mandy wat daar sit. Maar nou staan ek en kyk vir Rashad en Bernie sê, Nancy's. Maar nou wil ek jy uitbas van die lag, hoe Bernie sê Nancy's nie. En ek dink, maar wat praat julle dan? Gibberish? Wat praat julle? Sit. En ek Rashad, as ek roep vir Bernie een kan ek sê, Bernie, Rashad het nou vir jou gesê Olive Mandy en toe sê jy Nancy's. Nee, jy moet nou hier sit, because daar's 'n taal uit, ons noem dit die Gael. Ek het groot geraak met die gays. Die gay het gesprei van hairdresser tot hairdresser, van hairdresser tot in Wynberg, tot oral. Maar basically die Kaap en Wynberg, hulle het basically die Gael uitgebring. So far as ek concern is. En ek praat nou van 60, oor die 50 jaar gelede. Die Gael het so ge-extend en gespreid dat dit gewoon overseas gewees het. Nou sê ek vir jou, soos julle nou weet, ek moet maar na my tande maak kyk, ek moet na my tambourines kyk. Tambourines is nou jou tande, sê ek, maar die Rosie van jou maak, heeltemal klaar, is 'n Olive Rosie, en dan is jou ring. Moet jy daar worry nie, los, Gertie, los die Mandy af, Macy, los af die man. Because hy's married times, hy's getroud. Toe het ek my oë oopmaak, het ek nog gesien, daar sistertjies, daar is broers. Ek het 10 broers en 2 susters. Jy weet, en soos die jare aangegaan het ek eendag gedink, ek gaan daarom vir my ma vra, hoekom skree hulle vir my bolla? So, soos my ma vir my gesê, ek was 'n baie groot baby, ek het baie swaar geweeg. Ek was seker 'n 9 pond of 'n 12 pond baba gewees. En ek het sulke vet rooi bolle wange gehad. En ek wil net bollas en koestistes geëet het. Koestistes is amper soos 'n bolla, maar as weer gemaak in 'n langer vorm. En as ek nie 'n koestis of 'n bolla geëet het nie, dan gaan ek die hele dag, soos hulle sê, tantrums gooi en whatever. So het ek aan die naam gekom van bolla. Meisie, maar jy daar 'n paar kriefpote op, né? Nou verstaan nie. Kriefpote is die lashes wat hulle nou insit, is nou kriefpote. Not to make it against obvious vir die mense wat nou nie weet, hulle het valse ooghare nie. Kom laat ek 'n bietjie lipstick opsit. Die gay lingo, die oorspronklike oorsprong daarvan is uit Distrik 6, waar die moffies, soos hulle genoem was, soos royalty behandel is. En die gangsters jy kon nie aan 'n moffie raak nie. Die gangsters het hulle met absolute respek behandel.
en hulle was ook by die Kaapse Klopse altyd voor met die dansery en so aan. So ek onthou dit want my ma het vriende gehad in District 6. Breinvriende en ons het gereeld gaan kuier. En ek onthou dit as 'n 4-5-jarige kind, dan gaan kuier ons daar by die tannies. En die strate was vol moffies en kinders wat gespeel het en gangsters wat jy so uitgekyk het. Dit was 'n fascinerende woonbuurt vir 'n kind van 4 of 5, want dit was so vibrant and alive, you know. En daar het ek agtergekom dat mense praat in hierdie lingo. En ek het vir my ma gevra, maar want sy was baie bevriend ook met die moffies daar. Wat praat hierdie mense? Hulle, jy weet, Dora, ons gaan 'n Dora drink. Dis 'n drankie, jy weet. Of daai ene is sy's Sheila, jy weet, shit. Hilda, jy weet, Nora. En toe verduidelik sy vir my, so die woordeskat het toe, jy weet, ultimately by my begin, ek het besef daar's 'n soort van alternatiewe taal, 'n patois, as jy na Grand wil klink. Die 7 Steps is die 7 Steps wat al die gangsters nou uitgehou het. Dit was so famous, want al die singers, soos Eartha Kitt en baie van die international singers, het gekom om te, wanneer hulle het gehoor van die 7 Steps in District 6, wat so famous gewees het. Die Dixies, dit was nou 'n ondervinding wat ek nooit sal vergeet nie, want die 1 minuut is jy op die verhoog en al jou glamour en almal dit, en die volgende oomblik, sodra die liggies afgaan, en dan stoot jy die gehoor se stoele, stoot jy uit die pad uit, en uitkom jou stretcher, en dan maak jy jou bed, die dames maak hulle slaapplek op die verhoog. So ons trek die gordyne toe, en dan haal ons ons stretchers uit op die verhoog, en die ouens slaap waar die gehoor sit, en hulle maak hulle stretchers daar oop. En waar ons stort, was waar die gehoor na toe gaan, 1 toilet. En dan was jy uit die handbasin uit, so wat Suid-Afrika water restrictions gekry het, toes ek okay, because ek gewoonte badvat in 'n klein plastiese emmertjie. Daai was vir my, ek het nie eens gedink dat dit, hoe is die woord nou, vernerend, humiliating, jy dink nie daaraan nie, want jy doen iets wat jy so geniet, dit maak vir jou vry voel en almal dit. My eerste mooi rok het ek ook opgespaar. Dit was, onthou jy die gordyne in jou ma of jou ouma se huis, die lysgordyne. Nou, toe gaan koop ek gordynmateriaal, toe maak ek vir my 'n rok met, laat ek vir my rok maak, met gordyne fabriek, en die enigste ding wat vir jou laat convince dat dis die ware ding, as jy my op die verhoog sien met daai ligte, was die feit dat ek ekstra geld bygesit het om volstrysvere te koop. En die volstrysvere sit so om en die mou is so keftan, en die volstrysvere so, en dan ek wil net my arm so oopmaak, want hy is so engel met die volstrysvere. Sjou ek dit af en die mense skree, want niemand het so aangetrek nie. En jy weet, daai materiaal is amper see-through. En ek weet nie eens ek moet stockings of tights, ek het niks geweet van daai tipe dinge nie. Alles was net rou, rou talent, en
net so. Nou vandag sê hulle as vestibule bag. Bule is 'n regte woord. Bule is mooi. Bule is beautiful. Maar bag is out. Daar exist nie 'n woord soos bag nie. En op linde. Linde means your bodies. Of linde means op lig. Linde is die regte woord vir lig and means your bodies. Means mean in other words mina your bodies. Die regte woord is mina. As 'n Muslim naam. And your bodies means loop hier weg met jou die mekaar lyf. Nou sê hulle mes, maar daai meisie, kyk jy Fatima ene. Fatima mean die vet vrou. Nou sê die ander weer, kyk vir Selma. Selma mean dis 'n dun, sy's maar. Jy kan iets baie ernstig vir iemand sê in Gael, maar as jy dit nou in gewone Afrikaans of Engels sê, dan klink dit hardcore. Maar as jy nou bietjie dit in Gael sê, dan klink dit 'n bietjie beter. Is amper it's easier to digest. Soos miskien soos Nora, as baie vir iemand te sê jy's stupid maar. Ja. Dis ag moenie Nora wees nie. Jy weet. Ja, so jy kan dalk vir iemand sê, ag moenie so Nora wees nie. As om te sê nou, jy is onplezierig. Klink 'n bietjie beter. Nou sê hulle, ek kyk vir die vrou, nou sê haar ou vrou, miskien som baie ou vrou, like baie funny, die way hulle vir hulle make-up. Nou sê hulle, die circus, die Boswell en Wilkie circus, het Kaap toe gekom. Nou lag ons van mekaar, because it's geouwe vir make-up. Nou die is Boswell en Wilkie, die circus, of whatever the case may be. So baie van die woorde het vrouename en dit het ook in die haarsalonne ontstaan waar die haarkappers kon praat met mekaar sonder dat die kliëntel kon weet met waaroor hulle praat. Dan sê sy, she's a beautiful queen, jy weet, pragtig, jy weet, Odora, Nora, en dit was ons taal om mee te kommunikeer in die dae wat jy nie kon openlik gay wees nie. So sepend ek was daar blootgestel aan soos ek gesê het, foptossers, maar daar was 'n minder soort van gevoel van apartheid en daar was minder homofobie, daar was Italiaanse restaurante, Griekse restaurante, Portugese restaurante, en so dit was meer, en baie van die Jode ook, die Joodse gemeenskap, so dit was meer 'n open-mindedness about Sea Point. It was the little Manhattan of South Africa, because of all the restaurants and the people and the mixture, until the waterfront opened and then that all shut down. Nou is Sepend weer besig om te herleef. Maar dit was 'n moffie capital eintlik. Die mowwe was mal oor Sepend, and they all lived there because it was so cosmopolitan and mixed. Op die Sepend promenade, wat jy nou vir 'n bietjie van gaan en jy soek 'n bietjie whatever, het die polisie gereeld aangekom en dan het hy gesê, Priscilla's coming, Priscilla, polisie, Betty Bangles, en dan het die moffe gehardloop terug na die motors en ons moes wegry, en as hulle jou gevang het, is jy natuurlik Betty Bangles toegesluit in die vangwa en na die polisiestasie geneem. The reason why Gael was developed was supposed to be a code language for gay people. And Priscilla is that classic word because it was illegal in our country to be gay. So as hulle nou, as die polisie nou undercover was, en daar was 'n klomp gay mense te saam, of hulle weet van iets, en hulle kan nie nou sê, polisie, dan gaat die polisie mos nou, hulle sal nou sê, Priscilla's daar op jou linkerkant, of iets soos dit. So ek dink die taal was daar om ook gay mense te protect, sodat hulle like 'n secret code language gehet het.
my beste sangers was gewees Shirley Bassey. En die moffies, hulle skree vir 'n Shirley Bassey en as ek die einde van my skou was This Is My Life. As ek gesê het, and I don't give a damn, you know, en een moffievriend van my het gesê, Sophia, jy is so free spirit, maar jy's nog bietjie bang op hy verhoog, jy hou nog bietjie terug. Ek sê, wat bedoel jy, ek hou terug. Hy sê, man, as jy jou arms oopmaak, dan maak jy jou arms net so, ek sê, jy praat nonsens. Ek is nie bewus dat wil jy vir my sê, my armpies hou ek net daar? Hy sê, ja, jy kan verder gaan. Ek sê so. Hy sê, nee, verder. En so het ek nou begin net my arms oopgooi en baie dramaties my songs. En het gewerk. En ek was nie die beste sangeres nie, maar hulle het vir my hulle het betaal om shows toe te kom sien, want niemand in Suid-Afrika het gedoen wat ek gedoen het nie op daai tyd. Daai jare was daar polisiemanne wat weggesteek het in die boot van 'n kar en parkeer op sekere plekke om te kyk wie is 'n meng met mense wat nie hulle ras is nie. Toe ry ons huis toe en is vroeg en ons het altyd tot laat gewerk, dan kom die son op, dan is hulle nog altyd hy kombi wat vir ons afdrop waar ons woon en almal dit. En dan koop ons die koerant en ons koop melk voor ons by die huis kom eintlik. En die koerant, die voorblad sê club owner caught with his pants down, Immorality Act. Die einste man, toe het hulle vir hom uitgevang, want hy was besig met een van die kleerlingmeisies in die skou in. En in elk geval, nou is ek nuuskierig, want ek wil nou gaan werk oor die grens. Ek wil werk in 'n omgewing waar almal saammen. Ja, waar nie daai druk is nie. Presies. En ek gaan werk toe in Swaziland, dit was die eerste plek. En ek ontmoet klomp verskillende mense en is meestal boere uit Suid-Afrika uit, wat lyk hulle vlug Swaziland toe, oor die grens op 'n Vrydag en dan Sondags dan ry hulle weer terug Johannesburg, waar ook al hulle vandaan kom. Maar hulle kom net Swaziland toe vir die naweek vir 'n dirty weekend. Een middag kom ek van die skool af. En jy weet, ons op Oudtshoorn het ons te doen met baie bendebedrywighede. En jy weet, daar's baie skoolverlaters en mense wat niks het om te doen nie. So wat doen ons dan? Ons kweek al die ewels van die samelewing en ons lewe dit uit. Met ander woorde, ons is moeilikheidmakers, ons is skollies. Die mense dan. En ek is 'n menslewende mens, kom natuurlik met 'n reeks meisies van die skool aan, want ek het gehou van met die dames te doen. Jy weet, die vonkelvroue vereniging wat ek eintlik gelei het. Men wetende dat ek vandag 'n vonkelvrou is. So kom ek af van die straat en man, dis nou die groot seuns wat nou vir my net moffie. En my meisievriendin het nou al die hele tyd vir my gesê, kyk jy luister hier so, as ons vir die klomp se pa gaan sê, gaan julle seer kry nie, hou op met die. Maar jy weet hoe dit voel, jy's nou nog besig om te soek na jou identiteit, jy weet, jy's in puberteit. En my pa sit op die hoek. Hy is weer besig om stories te vertel, want ek sien daar hulle net koerant, en hy sê, kom groet gee vir hom Gert groot klere, een van sy beste maatjies. Ek stap toe nou en ek sê vir hom, ek sê, direk nog met Derre praat asseblief toch? Hy sê, hoekom lyk jy dan so? Nie, waarom het jy dan nog gehuil? Ek sê, ek het gehuil, Derre, man, ek voel net nie lekker nie. Ek sê vir hom, kyk, ek lyk nou nie dink dat hulle vir my die hele tyd moffie. Ek sê, die bo kan die sirkel bly dan vir ons as ons uit die skool uitkom. Ek is net bang dat hulle gaan handgemeen raak en so. Hy sê vir my, wat sê hulle vir jou? Hulle sê, ek is 'n moffie. Hy sê, wat is 'n moffie? Ek sê, ek weet nie. Hy sê, ok, jy weet nie. Nou, kom is jy dan so dom om name wat mense wil te gee, te vat en dit te eien, as jy nie eens weet wat dit beteken nie. So, as jy 'n moffie, toe sê ek vir hom, nee. Toe sê nou, gaan huis toe.
Jy laat nooit weer iemand besluit wie jy is nie. Jy besluit wie jy is. Niemand sê vir jou wie jy is nie. Ek was baie lief vir taal. So ken jy daai lippetaal wat 'n mens kon praat, jy weet daai klikklappery. Ek was verskriklik lief vir dit. En ook omdat my herkoms is mos maar Khoisan, so ons het 'n tipe van 'n kliks mos nou. Ekskuus, verskoon my daar. En toe ek Kaap toe kom, toe besef ek maar hier is 'n taal wat lekker klink man. Want 'n mens kan nie lekker, kyk ek is mos nou met die girls en ons wil mos nou 'n bietjie gossip, ons wil mos nou skin hè. So 'n bietjie praat van iemand wat hier verbyloop. Nou sal ons lippetaal gepraat het. Maar nou kan ons sê, waar skool die Sheila bad mense, kyk jy Harriet se hom. Dit lyk asof iemand op sy gesig geshiel het. Wat ook al, dit vloei so lekker. Taal vorm ons deel van identiteit. En as jy identifiseer as 'n Koeieman, hoekom wil jy nie jou taal praat nie? So ek is baie trots om 'n Koeieman te wees en my Afrikaans en my Afrikaans en my geil deel te kan maak van my identiteit. Dit is waar ek is. Dan is daar my ma, sy wat die hele tyd ons almal moet kyk. Jy weet, daar is nie altyd broodjie nie, daar is nie altyd kos in die huis nie, maar jy moet altyd netjies lyk. Jou klere moet altyd skoon wees. En al het jy nie 'n broodjie nie, jy sal sorg dat jy roll-on en spray het, want jy ruik ook lekker. En sit vir jou Vaseline aan jou lippe as jy uitstap. Niemand hoef te weet dat jy niks in jou maag het nie. Dit is hoe my ma vir ons geleer het. En dit was 'n groot les. Net baie oggende het ek skool toe gegaan op net swart tee. Maar ek kon by skool stap en dit is waar ek in die Laagveld, ek dink nogal mense voel ek is 'n lopende voorbeeld. Want ek het altyd gesê ek gaan ook nie laat my skoene vuil raak van die stofstrate waarin ek loop nie. Wanneer ek by daai skool kom, dan blink die skoentjies nog, want my pa het geglo, jou skoene blink van die oggend tot die middag jy by die huis kom. So daai tipe van klein fynhede het hulle vir my aangeleer. My ma wat gevoel het jy hemp moet spierwit wees. Sulke tipe goed. Jy weet, as jy soos 'n klein kind al weet jy's 'n bietjie different. En jy aanvaar dit nie. So jy lewe maar nou in denial tot jy gereed is. So ek het geweet, maar ek het net aangegaan met ander dinge. Akademies, konserte, sulke dinge. Dit was nou nie van boyfriends of girlfriends nie. En jy sê konserte, het jy gesing, het jy gedans, wat jy? Acting, so ek was my big claim to fame, soos hulle sê, was ek was Rumpelstiltskin. In my ja, 'n lead in my skool se primêre skool se play was ek Rumpelstiltskin, so ja, maar in dit was ek nog altyd 'n bietjie skaam van dit. Ek het altyd gevoel dat's iets wat ek nog wegsteek. So ek het nog altyd gevoel ek was nie 100% myself nie, van daar was 'n part van my wat ek moes wegsteek. Ja. Maar jy voel dit nie meer. Nee, glad nie. Ek gaan vir jou Maureen. Ek gaan vir jou Maureen. Dit beteken ek gaan vir jou moer. My Nellies is klaar. Ek sit hier en ek praat met die beroemde Sandra. En ek het Nellies wat vir my pla. Wat is Nellies? Nellies is nerves. En dan sê Sandra vir my, maar moenie Nore wees nie. Hoekom sê Nore? Nore is baie bekend, né? Daar was 'n stigma, daar was amper soos 'n stigma attached to Gail. Sekere mense in die gay gemeenskap, dit was amper soos 'n classes ding. So dit was die common gays wat gegail het. En die gays wat gedink het hulle is beter, wou nou toe nie gail gebruik nie. Watter jare was dit? So dis so 90s.
dis nou my exposure. Late 90s. So daar was sekere mense wat dit gebruik het en sekere mense wat dit nie gebruik het nie. Maar whether you liked it or not, it was there. Ek het al ontdek toe ek 6 jaar oud was, het ek dokter gespeel en the gentleman patients were a lot better than the female patients. Ja, ek het toe al besef, ek was welbewus toe ek 6 jaar oud was, dat ek nie soos die res van die kinders was nie. Pretoria tot ek 18 was, ek het gematrikuleer by Pretoria Boys. En geen probleme op skool. Jy weet wat, Sandra, ja, ongelukkig. Die eerste dag wat ek by skool was, I was a faggot from day one. Sadly, ek was 'n groot pianis op skool, dis hoekom ek Pretoria Boys uit toe is. Hulle het 'n wonderlike musiekdepartement. En my ex-swaar toe was ook 'n oud leerling van Pretoria Boys. And I played Widow Corny en Oliver, so ek het hierdie helse sopraanstem gehad. En ek het klavier gespeel. En ek was 'n goeie redenaar. So ja, maar ek het nog steeds die sport gedoen, ek het tennis gedoen, ek het geswem. Maar dit was, ek gaan nie sê moeilik nie, maar dit het daagliks gebeur. Jy weet, daar was altyd daai 3 of 4 wat lewe moeilik gemaak het. Ek sê altyd daar is 'n fopdosser in almal van ons. Daar's net 'n groter een in my. There's a dragon, everyone just a bigger one in me. Veral Rocky Horror, wat jy weet ek was al Frankenstein. Ek dink is 'n verskoning. Dat elke liewe strydman wil 'n paar fishnet stockings dra. En dis hulle uitlaatklep. Hulle mag, jy weet no one's going to judge them, veroordeel, maar dis die Rocky Horror. Jy weet wat ek min weet dat hulle 3 of 4 keer 'n week kom. I don't know, dit doen iets aan jou, ek weet nie wat dit is nie. That's the nice thing about drag, dit kan gemanipuleer word om daai spesifieke jy weet aand jou goed af te speel. Verander net 'n bietjie grap hierso of 'n grap daar's. Maar baie van my I've got a few things up my sleeve or up my glove. Soos jy iemand sien, jy weet sal jy nou vir iemand sê, jy weet black is slimming on some. Of sulke goed, jy weet, nice outfit must be an old favorite. Dit neem my 3 ure om reg te maak. En vir my is dit ongeloof, jy weet dat die Alice band gaan aan en ek word letterlik iemand anders. Ek het 'n nuwe bloedgroep. Ek dink verskillend. Ja, en daai 3 ure wat ek spandeer om 'n karakter te kom is spesiaal. So, okay, so ons kom uit 'n tyd uit waar dit nogal dit was 'n politieke manier van kommunikeer omdat ons nie kon openlik praat daaroor nie. Oor goed nie. En die wortel daarvan kom uit diskriminasie en dat jy sleg voel oor wie jy is en wat jy voel en watter seksuele oriëntasie jy het en so aan. En dit is die geskiedenis van Gail in 'n koekblik. Fire run away. Jy weet mos fire run away, maar no fire run away. Halup, that is to run. En Debra is depressed. Ek voel so Debra vandag. En hoekom voel jy Debra? Ag man, is my Ollie wat vir my opcatch en dit maak, ek vind uit dit maak vir my Daphne doof. Daphne is doof. Vir die Beulah Gertie. Sy's 'n Beulah Gertie. Sy's 'n baie mooi meisie. Dis 'n taal op sy eie. En niemand weet nie, jy kan lekker skinder in Gail. Mind you, I thought one could skinner on the subway in the UK as well in Afrikaans, maar jy kan nie. Want almal om jou kan Afrikaans praat. Ja, so dis die eerste keer wat ek regtig, en dit is op die ouderdom van 23, wat ek die eerste keer regtig Gail gehoor het.
En dit self ook begin praat. En self oor jy weet 'n Silla en 'n Dora en 'n Patsy en 'n ja. Jy weet jy hoef net 3 woorde te sê en dan voel dit asof jy al jy weet 20 minute al praat. Nou sit ons miskien in die trein, nou all of a sudden word dit my die ene sê, "O, Bolla, ek kan nie meer nie. Sistina is die saman." Nou staan ons oor nou kyk ons nou sê hulle die Gertie daar langs die Gertie langs my man. Nou krap sy Jakob so, die Gertie langs my. Nou die vrou langs haar, sy stink. Stina. She doesn't smell. As sê die ene, maar Washila moet mos daar in plaas vind. Wil sê dan nie vir haar was nie, Washila min om vir jou te was. It would always be linked to generally the first letter of the actual English word, and then it would be linked to a name of a famous person, an accessory, something topical. So if you are crying, as an example, you are caroling. So there's the C connection. So en nou to add a little bit more drama nou gaan jy nie net sê ag sy Carol weer nie. Nou gaan jy sê sy Carol King. Van almal ken mos nou vir Carol King. In the township, we spoke Gael as in Xhosa. Like you speak it, but use the same words, but in Xhosa, in a Xhosa conversation, maybe Nancy's, Nantsuku, Nancy bag, all of bag. You know, even my home, when I came out, I was speaking Gael fluently. I taught them. My mother, bread was never bread at home anymore. It was Brenda. Oh, there's no Brenda in this house. Even my mom would say that there's no bread. Go buy Brenda. But you had to gossip about stray people. Even if you have a crush on somebody, you say Olaf bag, Faju bag. You know, so it was we could speak it in Xhosa, but using the same words from Afrikaans, but yes. Ek dink dat die taal het ge-evolve oor die jare. So mense in die 80s het miskien 'n sekere woorde of name gebruik en in die 90s sekere name en so het die taal ge-evolve. So in my generation, so let's call it late 90s, gay people growing up, late 90s, 2000s, was more local. So in Cape Town, we'll use an example of you call your teeth are generally called your tanyas. So we make it local because there's a TV personality that we all know. Her name is Tanya Neft. So now you would say, I need to go and do my Tanya Nefts. So that's how the language is localized and made into a current generation. You would say something, but the battery of my phone is dead. I will now say, my battery is Deborah Patter. Because Deborah Patter is someone that we would all know as Cape Townians or South Africans. Ek het 'n vriend toe en sy's 'n joernalis. Maar sy is nou altyd op almal die stories waar mense doodgemaak was. En so nou, like, as die gay mense vir haar sien, dan sê hulle, hier kom Murder, She Wrote. Nuwe mense nou, ek nie lus om dit nie, hulle wil flink klink. Dis hoe hulle wil wees, dis up. En dis hoe hulle dit nou doen. Nog 'n paar voorbeelde. Die legas, byvoorbeeld, die legas. Net die bene. So jy het 'n lega, jy miskien gekry nou. Kyk daai girl is 'n Beulah legas. Die Poozies byvoorbeeld vir skoene. Die Poozies. 'n skoene. Dis what I Poozies. Die cat balloons. Die oor. Die Augustines. Die Augustines, die cat balloons. Carolus moes huil.
Yes, to Carol. Yes, to Carol, maar net ons moes die aand soos ons nou die hele movie koelie. Where the difference comes in is where it gets localized. So, former colleague of mine, his name is Clarence Ford. And so now Cape Town people will say, if you're done with something, as jy mos nou klaar is met iets. Ek is Clarence Ford. Of iemand sal sê, maak Clarence. Like, maak klaar. Maak Clarence. Okay. So it's used in different contexts and all of that, but it's localized. Die taal evolve en ek dink as ek kyk na die 'n jonger generation van gay mense en dis so moeilik nou om te sê gay mense want die taal behoort nie net aan die gay mense nie. Van as jy sê gay, moet jy baie spesifiek wees. Dit kan wees lesbian en transgender and bisexual and asexual and so die taal is eintlik vir almal nou. Van ons hoef nie meer weg te steek nie. So nou dis meer van 'n funding. En soms gebruik en ek persoonlik en jy gebruik van 'n dinge moeilik is om te sê. So gebruik jy woord jy wil eintlik nee, jy kan nie eintlik nee sê vir iemand nie. Jy kan wel net sê nee, ek wil nie. Dan sal jy net sê ag Nancy's. Dit voel 'n bietjie makliker, dit is ligter, so ek dink nou die taal word nou meer gebruik as iets om dinge gemakliker te maak en ook meer fun te maak. Dan het jy weer die generasie vandag, X. Hulle gebruik die taal weer en hulle gee die taal laat hom lewe. So ek wil sê groei, die taal groei. Gister se Sheila is nie vandag se Sheila nie, is 'n ander woord. Gister se, kom ons gebruik 'n woord byvoorbeeld. 'n Beulah bag raak 'n olive bag byvoorbeeld. Mooi word net olive. Ander woord word Beulah olive Paula byvoorbeeld. En nog 'n woord wat dieselfde betekenis het. En Paula is hy's beeldskoon. Hy's Paula. So Paula van der Lek type vibe. En daai, ek dink wat gebeur met hulle is hulle kyk na alle rolmodelle wat nou elke dag is 'n nuwe rolmodelle wat gebore word. Ek sê altyd as iemand ek het homself opgemaak. Hilde, Villiers, Sheila, Iris, Nora, Harry Potter. Dan weet jy kan nie erger as dit nie. Hilde, Villiers, Sheila, Iris, Nora, Harry Potter. Ek weet nie. I'm not sure if people are or should, I don't think they should be, but I'm not sure if people are still offended by Gail. I think people feel excluded maybe. And that's the same like any language, you know. You are in Paris and everyone is speaking French and you feel a little left out. So it's a similar thing. I'm just very happy that it is no longer a language that we need to protect ourselves, but a language that we choose to speak because we enjoy it. Op 'n stadium het dit vir my gevoel asof Gail uitgesterf het in die land. Maar ek is so bly om te sê Gail lewe nog en daar's 'n hele nuwe generasie wat 'n nuwe woordeskat byvoeg tot die ou bestaande Gail. Lank lewe Gail en die koningin wat dit praat.